Here, U sê dat U by ons teenwoordig is, deur U woord, maar deur die Gees wat in ons woon. En wanneer ons vanoggend dan so in U teenwoordigheid sit, Here, dan is dit met dankbaarheid. Dankbaarheid dat U ons God en Vader is. Dankbaar vir Jesus wat vir ons aan die kruis gesterf het en vir al ons sondes betaal het. En dankbaar vir die Gees wat in ons woon en ons help om nie te lewe. En daarom wil ons vanoggend ook aan U al die lof en eer en aanbidding bring, want Here, U is dit waardig. Amen. Broers en susters, julle almal wat in die Here behoort, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, want dit kom van God ons Vader en Christus Jesus ons Here. Dit word 'n werklikheid in ons lewens deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Kom ons is vanoggend besig met die laaste tema in ons reeks, 'n nuwe manier om lief te hê. En ons tema vanoggend is breek die boeye, Here, en ons kyk na 1 Korintiërs 13 vanaf vers 5. 1 Korintiërs 13 vers 5. Kom ons bid saam. Here, ons moet vanoggend ook bely en sê dat ons baie keer so sukkel met die liefde. Die liefde wat eintlik uit ons moet uitborrel. Here, dat ons heel dikwels vind dat ons eintlik die liefde onderdruk. Dat dit wat U van ons verwag om die wêreld te verander deur die liefde, dat dit nie altyd gebeur nie. En Here, die wêreld is in hierdie chaos gedompel. Ons sien van oral af die gerugte van oorlog en die moontlikhede van oorlog en haat en vyandskap en Here, hier is 'n wêreld wat U liefde so nodig het. En daarom wil ek bid dat U deur die woord en die Gees vir ons vanoggend opnuut weer sal inspireer en motiveer om U liefde sigbaar te maak, om U liefde te lewe, sodat mense U sal ken, omdat U liefde is. Here, bewaar ons ook van die Satan en sy bose magte, verlos ons van die bose wat daarop uit is, om ons in vyandskap en haat te laat verval, maar help ons om ons oë op U gefestig te hou, omdat ons weet dat wanneer ons agter U aanloop, dan loop ons op die regte pad. Ons bid dit in die naam van Jesus die Here. Amen. Nou, Korintiërs 13, woord julle daarom nou al uit julle kop te ken. Nou wys ek julle nog wat die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galm en sambaal geword. Al het ek die gawe om God se boodskap te verkondig, en ken ek al die geheimenisse, en besit ek al die kennis, en het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het uit aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daad te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dis nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. Tot sover. Hoe ouer ons word, hoe meer raak ons word soort van in 'n groef. Daardie ritueeltjies wat ons elke dag het, wat ons navolg, die oggend as jy opstaan en jy seker ritueeltjies, en selfs wanneer jy op vakansie gaan, dan het jy nog dieselfde soort van ritueeltjies. Dit is 'n groef waarin 'n mens eintlik so verval, wat eintlik vir jou baie groot geborgenheid gee. Dinge is dieselfde, nog niks het verander nie. Maar ongelukkig kan 'n mens ook oor 'n tydperk in 'n groef verval van herhalende, destruktiewe optredes waarmee ek en jy
groot geword het. Wat maak dat ek en jy baie keer oor en oor op dieselfde manier optree wat verhoudinge belemmer? Liefdelose optredes wat al so deel is van ons menswees dat ons dit nie eens meer agterkom, dat ons daardeur geboei en gevange gehou word en dat ons daardeur besig is om mense rondom ons seer te maak en weg te stoot. En dan baie keer as ons dit wel agterkom, dan trek ons net eenvoudig ons skoutjies op en verontskuldig onsself en sê, dis nou maar so wat ons familienaam, noem het maar, wat ons is. Ons is so gemaak en so laat staan. En niks gaan maak dat ek ooit verander nie. En ons is heel tevrede daarmee. Met ons groef van optredes wat ons eintlik weet, liefdeloos en destruktief is. Ons is alright. Al maak dit ander mense seer, al maak dit wonde en letsels, maar ons is tevrede daarmee, want dis wie wat ons is. Maar wanneer Paulus oor die liefde praat, 1 Korintiërs 13 vers 5, en sê die liefde is nie so nie. Hy begin nou te sê hoe die liefde is, en dan gaan hy aan met die hele klomp om te sê, maar as jy wil weet hoe die liefde is, wanneer jy so en so en so optree, dis nie hoe die liefde lyk nie. Die liefde tree nie onwelvoeglik op nie. Die liefde tree nie onwaardig jou Christenskap op nie. Die liefde is nie ongeskik nie. Die liefde is nie ligraak nie, soek nie sy eie belang nie. Jy sê, as jy regtigbaar wil lief hê, dan moet jy 'n U-turn maak rondom dit. Dan wil ek vanoggend vir julle eerstens wys op hierdie oorgeerfde vernietigende patrone. Ek glo dat elkeen van ons weet waarvan ek praat as ek praat van oorgeerfde familiepatrone en kulture. Dit wat ek mee groot geword het, dit wat ek beskou as die normale manier van hoe verhoudinge werk. Miskien het jy in 'n huis groot geword waar 'n gesin, familie, sy hele kommunikasie manier is om op mekaar te vloek en skree. Dis die manier hoe dinge uitgesorteer word. Die ou wat die hardste kan skree, die hardste kan vloek, hy is die wenner wat die ander skrik vir hom. En dis dalk hoe jy groot geword het en jy het dit oorgedra na jou eie huiskultuur en gaan jy voort met dieselfde soort van patroon, al kan jy sien wat 'n skade dit aan jou veroorsaak het en dit aan mense rondom jou veroorsaak. Of miskien het jy groot geword waar in 'n gesin waar enige teregwysing as kritiek en 'n aanval beleef is. En wanneer dit vir jou voel asof daar kritiek na jou kant toe kom, al is dit geregverdigde teregwysing, dan jy onmiddellik op jou perkie. Jy reageer met 'n teenaanval, met beskuldigings en vingers wat jy wys en veroordeling. Want dis hoe jy geleer het. Dis hoe jy groot geword het, hoe mense sulke dinge hanteer. En nou doen jy maar presies dieselfde, gaan jy voort in dieselfde patroon. Of miskien het jy groot geword in 'n familie waar mense uit mekaar het gespat het, omdat daar dinge gebeur het wat gemaak het dat daar 'n wrok gekoester is, en hulle mense eintlik familielede hadraand is oor die dinge wat in die verlede gebeur het, die onreg wat plaasgevind het, daar word boek gehou van die kwaad, en dit vat net 'n skewe woord om hierdie wrok na die oppervlakte te laat kom en in ewige gevegte te laat ontaard. En ons dink baie keer, okay, dis maar hoe die familie is. Dis okay. Dis hoe ons dinge hanteer, ongeag die skade wat daardeur berokken word. Of miskien het jy groot geword in 'n huisgesin waar die geringste verkeerde woord of optrede die pa of die ma in 'n woedebui laat uitbars. Dat mense voel, ons moet ligloop vir pa of ma, of ons moet ligloop vir daai oom of tannie, of ons moet ligloop vir daai broer of suster, want
Jy weet nooit wanneer die volgende woede-uitbarsting kom. Dit is of jy heeltyd op eiers loop in daardie persoon se teenwoordigheid, want net nou sê jy iets skeef wat 'n lont aan die brand steek, wat 'n ontploffing tot gevolg gaan hê. En dit veroorsaak hierdie spanning wanneer jy in daardie persoon se teenwoordigheid is, want jy moet mooi dink wat jy sê. Maar is 'n oorgeerfde patroon waarmee jy dalk groot geword het. Miskien was jou pa of ma so, en nou jy dieselfde soort van styl in jou huisgesin, en almal rondom jou is in spanning en loop op eiers. Of miskien jy in 'n huisgesin groot geword waar ongeskiktheid die norm was, né? Dat die pa met die ma praat of die ma met die pa praat asof die een se vloerlap is. Kort afjakkend, neerhalende opmerkings wat die ander een kadiantosaas, sodat jy nie sal weet wie is baas in hierdie huis. Sodat jy weet wie se beheer. En daardie patroon het jy dalk oorgeerf, en dit is dieselfde manier wat jy dalk met jou man of jou vrou of jou kinders praat, want dit voel vir jou normaal, want dis waarmee jy groot geword het. Of daardie stolstype, ignoreer 'n persoon en wip jou en loop weg, en net om volgende week of die dag daarna dieselfde gesprek oor en oor te hê, dieselfde geveg oor te hê, met dieselfde uitkoms. En so herhaal die patroon homself. Want so het jy groot geword, so dink jy dis normaal. Of jy dalk in 'n huis groot geword waar daar gesê word, in ons huis praat ons nie oor emosies nie, ons praat nie oor seer kry nie, dis 'n kwessie van, hou jou in. Ons doen nie dit in die huis nie. En die gepaard gaan depressie of verwydering en emosionele afgestomptheid, en dit hinder jou nie, want dis waarskynlik hoe jy groot geword het, dis die huis waarin jy groot geword het, hoe dit hanteer is, en daarom doen ons dit so ook in hierdie huis. Paulus noem dit onwelvoeglike optredes, liefdelose optredes, onwaardig as Christen, want die liefde maak nie so nie. Die liefde bly nie in hierdie selfde destruktiewe groef nie. En dan praat hy met Christenhuisgesinne. Hy praat met ons as kerkmense wat sonde aan die kerk sit. Maar wanneer ons tuis kom, dan verval ons in hierdie ou sondige groef en patroon en optrede. En ons voel op ou en weet jy wat, is geen probleem. Ek voel heel okay daarmee. Dis wie ek is en wat ek is. So het ek groot geword. So sad, too bad. En hierdie negatiewe, destruktiewe, liefdelose patrone herhaal hom dikwels van geslag tot geslag. Hierdie huiskultuur word oorgedra van ouers na kinders, na kinders, na kinders, want dis die enigste voorbeeld wat kinders baie keer het van wat normale verhoudinge is. En elkeen van ons ken maar ons huiskultuurtjies, né? Julle weet presies waarvan ek praat, en as jy mooi gaan dink, sal jy presies weet watter van hierdie destruktiewe huiskultuur groewe is daar in ons gesin. Maar so het ons groot geword, en daarom dink ons, dis okay. Die Nederlanders het 'n spreekwoord wat my pa altyd aangehaal het, wat sê, soals de ouers zongen, so piep de jongen. Soals de ouers zongen, so piep de jongen. Oorgeerfde patrone. Die tweede punt is, maar wie se skuld is dit nou? Wie se skuld is dit dat ons in hierdie groewe en patrone is, hierdie herhalende destruktiewe patrone wat so van geslag tot oorgedra word? En weet julle wat? Dit is nie 'n moderne verskynsel nie. Dis nie iets wat die sielkunde skielik ontdek het nie. Hierdie patrone kom al 'n baie lang pad. Dit kom vandat die sonde in die wêreld gekom het, by die sondeval daar in Genesis 3. En kort voor lank het Kain vir Abel doodgeslaan, en so dit net eenvoudig van bad na worse gegaan.
Paulus praat daarvan in Romeine 5 vers 12 as hy sê, toe Adam gesondig het die sonde in die wêreld gekom en deur Adam se sonde ook die dood en so die dood tot alle mense deurgedring want almal het gesondig. Hy sê hierdie patrone waarmee ek dink dit is so oukei, dis sonde. Hy sê in Romeine 3 vanaf vers 9 sê hy, ek het mos vroeër al gesê dat ons almal in die greep van sonde vasgevang is. Die Bybel stel dit baie duidelik. Niemand op aarde leef reg nie, niemand probeer om volgens God se wil te leef nie. Almal het die spoor byster geraak, hulle het in sonde verval. Hy sê dit is die normale patroon van die wêreld wat in sonde vasgevang is. En dan kom Petrus in 1 Petrus 1 vers 18, dan praat hy van julle oorgeerfde sinlose bestaan. Hy praat hierso van mense wat net vir hierdie wêreld leef en vir wat hulle daaruit kan kry. Hy sê vroeër was julle soos julle voorouers, mense wat in 'n geestelike tronk gesit het, soos mense vasgevang agter tralies, het julle 'n doellose en leë lewe gelei. Petrus wat praat van 'n oorgeerfde sinlose bestaan. Hy sê dit wat ek mee groot geword het, dit wat ek by my voorouers geleer het, wat nou deel geword het van my bestaan. In sekere kringe word hierdie bloedlyn vloeke genoem. Maar dit is iets van daardie erfsonde waarmee ons groot geword het. En nou kan mens baie maklik sê, weet jy wat? Okay, as dit dan so is dat ek dit oorgeerf het, dan is dit mos nie my skuld dat ek is soos wat ek is en hoe ek uitgedraai het nie. Dis eintlik mos maar my pa of my ma se skuld. Dis die huis waarin ek groot geword het. Ek het hierdie liefdelose, destruktiewe patrone wat verhoudinge vernietig van my ouers geërf. En ek kan nie help dat ek so is nie. Maar, nou kom Jesegiel 8 vers 2. En die Here vra vir Israel, waarom gebruik julle die land hierdie spreekwoord, die vaders eet groen druiwe en dan word die kinders se tande stomp. Hulle het hierdie spreekwoord gehad en sê, die gemos waarin die kinders hulle bevind is as gevolg van die ouers wat groen druiwe geëet het en nou is hulle tande stomp, so dit is eintlik die ouers se skuld. En dan kom Jesegiel en sê die Here vir hulle, jy kan nie meer agter die sondes van jou ouers skuil en jouself daardeur verontskuldig nie. Jy het geen verskoning nie, want sê Jesegiel 18 vers 20, die mens wat sondig sal sterf. Nie verskoning, dit was my pa of my ma nie, die mens wat sondig sal sterf. Elkeen is verantwoordelik vir sy eie sonde, vir sy eie verkeerde, liefdelose, destruktiewe optrede. Want God reken met elkeen volgens sy eie optrede. Geen verskoning meer. Ek het dit by my ouers geërf nie. Elkeen is verantwoordelik vir sy eie optrede. Dit bring ons by die derde punt wat eintlik die belangrike ding is, punt vanoggend is. Hierdie kettinge, hierdie boeie waarin ek vasgevang is, hoe word ek daarvan verlos? Hoe word hierdie boeie gebreek? En dis die goeie nuus vanoggend. Dat hierdie oorgeerfde, negatiewe, liefdelose patroon gebreek kan word. Dit kan hier vanoggend in hierdie diens gebreek word. Jy is nie in daardie geestelike tronk vir ewig vasgevang nie. Jy is nie vir ewig deur hierdie kettinge van vernietigende optrede vasgeboei nie. Want Jesus het juis na die aarde toe gekom
om hierdie kettinge te breek en jou vry te laat uitgaan. En dis wat Jesus vanoggend ook in hierdie diens vir jou wil doen. Hy sê in Lukas 4 vers 18, God het my gestuur om aan te kondig dat gevangenes vrygelaat sal word. Gevangenes wat in hierdie geestelike tronk is van herhalende negatiewe patrone. Dat blinde sal kan sien waarmee is ek besig. Dat onderdruktes bevry sal word van hul verdrukkers en dat die tyd van die Here se goedheid gekom het. 'n Tyd van 'n nuwe patroon, 'n nuwe lewe. Ook vanoggend dalk vir jou. 'n Nuwe patroon, 'n nuwe lewe. God sê, jy is nie vasgevang in jou voorouers, jou familie se sondes nie. Jou verlede bepaal nie jou toekoms nie. Deur God se genade kan jy losbreek van 'n verlede wat vernietigend op verhoudinge inwerk en 'n nuwe, liefdevolle, geesvervulde patroon begin skep. 2 Korintiërs 5 vanaf vers 17 sê, iemand wat in Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. God sê, hy het jou nie gelos soos wie en wat jy is in jou ou sondige groef en patroon nie. Hy sê, iemand wat in Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby. Die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. En Paulus skryf so in Romeine hoofstuk 6 vanaf vers 16. Hy sê, ons weet mos dat daardie sondige mens wat ons eenmaal was, kant en klaar saam met Jesus gekruisig is. Ons ou self wat van vroeg af tot laat agter elke sonde aangeloop het, is nou morsdood en begrawe. En daarom is ons nie meer slawe van die sonde nie. Sonde het mos nie 'n houvas op iemand wat klaar dood gegaan het nie. Ons wat saam met Christus gesterf het, glo dat ons saam met hom sal lewe. Hy sê, jou geloof in Christus maak dat jy saam met Jesus aan die kruis gesterf het vir die houvas wat hierdie sondige patroon op jou lewe gehad het en dat jy saam met Jesus uit die dood het opgestaan het tot 'n nuwe lewe wat God vir jou gee. Want dis hoe God na jou kyk. Dis hoe God na my kyk. Iemand wat dit werd is dat Jesus vir my en jou gesterf het. Iemand wat uit ons oorgeerfde, sinlose bestaan losgekoop is, nie deur goud of silwer nie, sê Petrus, maar deur die kosbare bloed van Jesus. So kyk God na my en jou. Jesus het vir my en jou gesterf, sodat ons nou kinders van God kan wees. Koningskinders, uitverkorenes, mense wat God by die naam geroep het en gesê, jy is kosbaar genoeg dat Jesus vir jou gesterf het. Jy is nie so gemaak en so laat staan nie. God het jou nuut gemaak, 'n nuwe mens met nuwe leefwyse, met 'n nuwe toekoms, wat jou kinders en nageslag nou kan erf as 'n nuwe, liefdevolle, geesvervulde patroon. Daarom kom die oproep in Efesiërs 4 van vers 21. Omdat julle Jesus se volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in hom is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur die sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word, lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Sê, laat die ou lewe agter.
God het vir jou 'n nuwe lewe gegee, 'n nuwe toekoms, waar ons as nuwe mense sy beeld moet vertoon. En nou kan jy dalk vanoggend vir my sê, ja Dominee, dis alles waar wat jy sê, maar dis makliker gesê as gedoen. Hierdie destruktiewe, sondige, liefdelose groef is al baie diep. Dit kom al oor baie jare wat dit gevorm is, en ek weet nie of 'n mens ooit daarvan bevry kan word, of ek ooit daarvan verlos kan word nie, want dit is nie maklik nie. En ek sê met jou saam, dis nie maklik nie. Maar dit is ook nie onmoontlik nie. Want ons werk hier nie met eie krag nie. Ons werk hierso met God se krag. Dis waarvoor Jesus gekom het, om jou te verlos van die houvas, wat die sonde op jou lewe gehad het, wat jou geboei gehou het, in kettinge vasgeboei gehou het. So hoe kom 'n mens los? Dit begin daar waar jy besef wie en wat God is. Ons as gelowiges wat hier in sy teenwoordigheid is, in God se heilige teenwoordigheid is, hy is die heilige. En omdat hy die heilige is, verwag hy ook van sy kinders om heilig te wees. 1 Petrus 1 vanaf vers 15. Soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Dat ek na God sal kyk om te sê, dis die maatstaf. Dis hoe God wil hê dat ek moet wees heilig. Heilig beteken aan hom toegewy, vir hom afgesonder om hom te volg. So die eerste is weer, kyk vir God in die oë. Besef met wie en wat jy te doen het in jou lewe. Tweedens, vra vir God dat hy deur sy gees jou sonde sal uitwys. Psalm 139 vanaf vers 23 sê, deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Maak jouself voor God oop en sê, Here, kom en lê asseblief die vinger op dit, wat 'n destruktiewe patroon in my lewe is, wat ek oorgeerf het. En dan kom God, en hy doen dit deur sy Heilige Gees, hy doen dit deur sy woord, maar hy doen dit ook baie keer deur mense rondom jou. Gelowiges wat vir jou omgee, gelowiges wat vir jou lief het, en sê, weet jy wat, dit waarmee jy besig is, hierdie liefdelose optrede, hierdie destruktiewe optrede van jou trek 'n streep deur die liefde. En dan moet ons luister na mekaar, sonder om in ons ou patroon te verval om weer die vinger terug te wys en in 'n aanval oor te gaan. So vra dat God deur sy Gees jou sonde sal uitwys. Derdens, besef dat sonde is in die eerste plek sonde teen God. Psalm 51 vers 5. Ja, my oortredinge ken ek en vir my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. Dawid se belydenis na met Batsheba egbreek gepleeg het. Dat ek besef dat God is die standaard en sonde is sonde in die eerste plek teenoor God se standaard wat ek oortree. Nie gesinsstandaarde, nie familiestandaarde, nie eie standaarde nie. God se standaard. Volgende. Wanneer God kom en jou oortuig van sonde, dan moet jy jou sonde gaan bely en regmaak waar jou optrede onwelvoeglik, ongeskik, selfsugtig en liefdeloos is. Jakobus 5 vers 16 sê, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. En dit vra baie keer baie moed. Dit vra baie keer dat ek regtig
myself in God se woord kan speel en kan sien waar God sy vingers lê op hierdie optredes wat verhoudinge verwoes. En dat ek kan gaan en sê, weet jy wat, ek is jammer. Ek is en was verkeerd. En ek wil nie in dieselfde groef voortgaan nie. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar dat julle gesond kan word. En dan bid gedurig dat die Heilige Gees jou weer sal volmaak van sy teenwoordigheid. Vra dat hy jou gedrag elke dag, elke oomblik sal beheer. Efesiërs 5:18. Laat die Gees julle vervul. Laat julle vol word van die Heilige Gees. Galasiërs 5:16 en 25. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheer word, dan sal julle nooit soog vir die begeertes van julle sondige natuur nie. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees ook nou ons gedrag bepaal. Lewe vanuit die teenwoordigheid en die volheid van die Gees in jou lewe. En dan laastens, vra jouself voortdurend af of jou optrede, jou woorde, jou gesindheid in lyn is met God se verwagting van jou as sy kind. Of dit in lyn is met sy standaard. Efesiërs 5:10. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. Never mind vir die ander party. Vra of dit vir die Here aanneemlik is. Dit wat ek nou sê, die manier waarop ek dit sê, my gesindheid, my optrede. En jy sal ervaar dat hierdie groef waarin jy vasgevang was, hierdie boeie waarin jy vasgeketting was, dat die Here dit kom losmaak. Vraag is, kan jy verander? Is dit enigstens moontlik dat jy uit hierdie groef kan verander? Nie uit eie krag nie. Hierdie vat bo-natuurlike krag. Gelukkig sê Efesiërs 1:19, hy sê, dat God werk in my en jou met dieselfde krag, waarmee hy vir Jesus uit die doodheid opgewek het. Met daai selfde magtige krag werk God in my en jou lewe om ons uit hierdie groef uit los te ruk tot 'n nuwe lewe. Maar die belangrike ander vraag is dalk, wil ek verander? Wil ek verander? Want weet jy wat? Dis nie oukei dat jy voortleef in jou oorgeerfde, sondige, destruktiewe, liefdelose, onwelvoeglike groef nie. Jy dink dis dalk oukei. God dink nie dis oukei nie. Die mense rondom jou, hulle dink ook nie dis oukei nie. God kan en wil jou verander. Die vraag is, wil jy? Kom ons bid saam. Here, ons staan ook vanoggend skuldig voor U. Ons vra soos 'n Dawid en Here, deursoek ons. Here, skenk in ons 'n nuwe hart, met 'n nuwe gesindheid. Geef ons geestesoë, Here, om hierdie groewe raak te sien en die vernietigende effek daarvan. Here, kom en hervorm ons lewe. Maak ons nuut, sodat mense ons sal herken as U disippels, sodat mense ons sal herken as mense van die lig en dat ons daardeur na U toe aangetrek sal word. Here, ons weet dat U geweldige groot krag en mag nodig het om ons uit baie van ons sondige groewe te ruk, maar Here, ek wil vra en bid dat U dit vanoggend
hier sal doen, dat hy ons sal bevry van hierdie boeie, dat ons vry kan uitstap in die nuwe lewe wat U vir ons kom gee het. Here, U ken al ons verdedigingsmeganismes, U ken al die verskonings waarachter ons wegkruip. Ek wil bid, Here, dat U vanoggend hierdie muur sal verwyder deur die krag van die Gees, en vir ons wat blind is vir ons eie foute, vir ons oë sal gee om dit raak te sien. Here, gee vir ons die moed om op te staan en U te volg. Want ons bid in die naam van Jesus die Here. Amen. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan die wêreld in met God se vrede, maar ook met die wete dat God stuur jou met sy liefde aan mense wat dit nodig het. Daarom die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met elkeen van julle bly, totdat Jesus weer kom. Amen.